Dit is uit Kimbrian se toespraak duidelik voorgeskryf dat daar geen empiriese bewyse bestaan waarom kernkrag nie die beste oplossing vir Suid-Afrika se unieke probleme is nie. Verder is ook duidelik dat Rede gefokus het op verskeidenheid van verskillende vorme van krag wat vir ons land van krag moet voorsien. Ons kan gelukkig op hierdie stadium nie met vorme van krag eksperimenteer nie. Ons situasie is van so oud dat ons nou moet implementeer dat ons weet werk. Kyk ons na Koeberg, sien ons dat dit konstante skoon krag lewer. Wat meer kan ons bevra? Verder ons ook verstaan dat kernkrag 'n skoon vorm van krag is wat konstant basislading energie verskaf en wat nog steeds in die lang duur goedkoper uitwerk as ander vorme van krag. Tog meer daarvan ons hoofargumente. Met die organisasie wat dit wat betref, kyk ons vervolgens vlug aan die begripsafdeling, dan ons deur voordat ons laaste drie hoofargumente hanteer. Kyk ons na die begripsafdeling, sien ons dat ons met die meeste van die begrippe saamstem. Die term beste impliseer echter dat iets beter en iets anders moet wees. Kimbrian se voorstel om ons huidige kragstelsel, naamlik 'n samestelling van verskeie vorme van energie, perpetueer, het ons duidelik geval, soos ons vandag kan sien op ons kragsituasie. Hoe kan dit dus die beste wees? Daarmee, dames en heren, beweeg ek ons tweede hoofargument. Kernkrag is namelijk die beste oplossing om die kapasiteit van ons verouderde steenkoolkragstasie te vervang en om ons problematische afhanklikheid van steenkool te verminder. Kom ons begin by laaste niveau. En volgens die berig, Eskom in Mpumalanga sê, in bemiddeling daarin van 2014, is 'n studie onlangs in omgewingsgroep Bloemberg voltooi, waarin hulle uitwys dat Eskom se steenkoolkragstasies verantwoordelik is vir 51% van alle hondkwale gehospitaliseerdes en met alle sterfgevalle as gevolg van hondkwale in hierdie provinsie. Hierteenoor is kernkrag se CO2-vrystelling weglaagbaar klein. Soos in ons artikel Nuclear EIO tops the charts for carbon free energy set report dat hier sien 14 en te vind op die webwerf van die Nuclear Energy Insider. Kom ons self in konteks dames en heren. In die artikel Nuclear Power needs to double to curb global warming, gepubliseerd in die 29 Januarie 2015 uitgawe van the Scientific American, wordt een verslag van de internationale atoomenergieagentskap getiteld Technology Roadmap Nuclear Energy aangehaal. Hierin is het duidelijk dat kernkracht die enigste krachtbron is wat die wêreld se toenemende afhanklikheid van steenkool kan vervang. Dit is dus duidelik, dames en heren, dat dit net realisties is om ons verouderde steenkoolkragstasies, waarvan ons 5 gigawatt in die volgende 10 jaar gaan verbroer, met nog kernkragsentrales te vervang. So sien ons die berig Eskom to decommission generator units in die 12 Desember 2012 uitgawe van die Financial Mail. Die omskakeling na kernkrag sal 'n gesonder, meer volhoubare Suid-Afrika verseker, of hoe Charles? Ons derde argument, dames en heren, is bloot dat hernieuwbare kragbronne kapasiteitsgewys nie 'n opsie is nie. Kyk ons baie spesifiek na opwekkingsvermoë, lees ons in Engineering News in die artikel Nuclear Power of cheap power, gedateerd 17 Oktober 2014, dat 'n gewone 1 gigawatt kernreaktor ekwivalent vir ongeveer 2000 windturbines se maksimum vermoë opwek. Maar ook nog, dames en heren, dat slechts 1/3 van die windturbines se opwekkingsvermoë in ag geneem kan word, maar die wind op lastige tye, of hoe Kimbrian, eenvoudig net nie wil waai nie. In die artikel Biggest Solar Plant in Africa Now Online, by die webwerf van Clean Technica wat weer 17 November 2014, lees ons dat Jasper, die sonaanleg in die Noordkaap, 'n massiewe 325.000 fotovoltaïese eenhede bevat. Jasper produseer egter slegs net 96 megawatt. Kyk ons baie prakties na Charles. Beteken dit as Jasper presiese intensiteit sou moes opwerk, soos 'n paar kernreaktore wat ons op enkele hektare sou kan oprig? Ons vergeet gesproke die grootste deel van die Vrystaat so min as moontlik onder sonpanele sou moes plaas. Jy sal met hernieuwbare kragbronne, waar ons vandag nie by kernkrag kan kersvas hou, sal 'n keuse van hernieuwbare bronne, dames en heren, dood eenvoudig veroorsaak dat ons almal letterlik by kersvas hou. Voor ek afsluit, dames en heren, ons laaste hoofargument. Moderne tegnologiese ontwikkeling bevestig kernkrag as die beste oplossing vir Suid-Afrika se unieke probleme. In die berig Mini Nuclear Reactors, the Golden Fleece Award for Government Waste, by webwerf van Clean Technica wat deur 28 Februarie 2013, lees ons dat die manier waarop ons na kragopwekking kyk aan die verander is. Moderne mikrokernreaktors is deesdae nie groter as 'n tuinhuisie nie
en kan die dekades se wag op tradisionele kernkragsentrale tot so kort as 2 jaar verkort. Verder is moderne tegnologie van so aard dat dit nie vir ryk Iran nodig het nie, en ook dat die afval wat in die reaktor produseer later hergebruik kan word as hoëgraad brandstof vir 'n verskeidenheid ander gebruike. Die reaktore kan vir letterlik dekades op hierdie manier funksioneer, als Pilgenoa, direkteur van die Amerikaanse Kernenergie-instituut in die artikel Thinking Small in gerekende Britse saketydskrif The Economist en gedateer reeds 9 Desember 2010. Dit is dus duidelik, dames en heren, dat die grootste probleme van kernkrag, naamlik die tyd vir het neem om 'n sentraal te bou, die oprigtingskoste en die afval wat die produseer, deur nuwe slim tegnologiese ontwikkeling uitgeskakel word. En dis 'n gesonde vraag op ons antwoord op ons vraag op universiteit bied. Ek sluit af. Uit my span se bydrae is dit duidelik, dames en heren, dat daar 2 faktore is wat hierdie onderwerp sterk beïnvloed, naamlik die druk om groen te gaan en die feit dat ons land 'n dringende elektrisiteit nodig het. Ons kan loop in 'n land waar hierdie 2 faktore nie 'n probleem was nie, waar ons geen skuldgevoelens gehad het met ysbere en gletsers nie, en waar ons goedkoop stabiele krag gehad het, wat nie vir 2 ure per dag spontaan verdwyn het nie. Ons hoef nie te droom nie, dames en heren, want daar is 'n pad wat ons kan stap om oor in die fase van twyfel te kom. En daai pad, Charles, is die Kuibergpad.